Die vrou wat haar hare in die offergawe gegooi het. Die vrou wat haar hare in die offergawe mandjie gegooi het. OK. Goed. 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. As jy nie liefde in jou hart het nie, ek gee nie om hoe oulik jy is, ek gee nie om hoe ryk jy is nie. As jy nie liefde ken nie, dan ken jy nie God nie. Amen. Dis 1 Johannes 4 vers 8. Hy sê, want God is liefde. Niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, dan is God in ons en het sy liefde volmaak geword in ons. Jy kan so baie goeders weet. Jy kan die slimste mens onder die son wees, but if you lack the love of God in your heart, you are a nothing. You never met him, you never knew him, you don't know who he is, because God is love. Amen. So daar's baie slim mense op hierdie aarde. En as baie mense wat se koppe partykeer skeef is, maar hulle het een ding wat in hulle harte inklop, en dis die liefde vir God, die liefde vir God, die liefde vir God. En ek sê jou nou, geen nie om hoe verkeerd mense se koppe is nie. As hulle liefde vir God warm klop, dan ken hulle God. Amen. Halleluja. Daar's altyd mense wat buitengewone dinge doen, omdat hulle 'n buitengewone gesindheid het, wat verskil van ander. So, in 1942, dis net na World War II, was daar 'n skip met 740 weeskinders. 740. Ouens, hoeveel is 740, hè? 740. Dis baie. OK, hulle kom toe van Siberië af, want Rusland het Poland ingeval, en Rusland het hele gesinne gevat en hulle in Siberië gedamp. Nou, ons dink ons kry koud hier in die Vrystaat. Gaan bietjie Siberië toe, hè? Yes. Sandra, hoe koud is dit daar in Siberië, hè? Dis minus 60, minus 70. Presies, dis in Siberië. En baie van hierdie mense het gesterf in Siberië, in hierdie werkskampe, en van hulle kinders, daar was duisende, dit was nie net die 740 nie. Ons weet van 740 en nou weet ons van 500, wat agterna gekom het. Maar hierdie 740 is toe op 'n skip gelaai, weeskindertjies, en baie van hulle maar koud, verhonger, het nie klere nie, en hulle is op hierdie skip gelaai, en daar is vir die kaptein gesê, maak met hulle wat jy wil. As jy wil, as jy die skip wil laat sink, dan laat sink jy die skip, maar kry hulle net weg van Siberië af. OK, die skip het oral rondgevaar, en die kaptein het alles probeer, dat hulle hier vasmeer, en hulle wil daar vasmeer, en hulle wil daar vasmeer, want hulle wil hierdie 740 kinders aflaai, iewers wat weeskinders is. En kan jy glo, die wêreld is op daardie stadium so hardvochtig, dat die hele wêreld sê, nee, julle kan nie hier in ons hawe kom vasmeer nie. Julle kan nie kom vasmeer nie. OK, ek gaan nou die uitsonderings op die reël noem. Nou, Indië was daardie tyd onder Britse bevel. En die Britte het ook gesê, die UK, hulle het ook gesê, ons skry nie, nee, ons wil nie. Maar in een van die klein hawentjies was daar 'n goeie man, 'n Maharaja. En hy het gehoor van die skip, en hy het gehoor van die 740 kinders. En hy het vir hom gesê, hierdie skip kom nie in ons hawe in nie, want dit is onder Britse rule. Ons gaan jou in die tronk gooi, né?
En hierdie Maharaja sê hierdie volgende woorde: They can shut the ports, they cannot shut my conscience. So wat hy sê is, hulle kan maar die hawe sluit, maar hulle kan nie my gewete, die stem in my hart, kan hulle nie toemaak nie. En hy laat weer vir die kaptein, hy sê, laat hulle kom, laat hulle kom, laat hulle kom. Hulle sê, weet jy wat jy doen? Hulle gaan jou in die tronk gooi, hulle gaan jou, hy sê, maak nie saak nie, laat hulle kom. En toe die weeskinders van die skip afklim, maar, want die kos was al op die skip, ensovoorts. Toe stap hulle uit en die Maharaja ontmoet hulle en hy sê, die kinders sê, we are orphans, we don't have nobody. En hy sê vir hulle, not anymore, you are my children now. Julle is nie meer weeskinders nie. Dis vir my 'n beeld van die almagtige God, wat sê, jy is nie 'n weeskind nie. Dit maak nie saak nie, maak nie saak as daai gesê, nee, jy kan nie, ons hou nie van jou nie, nee, jy kan nie hier werk nie, jy is nie hier welkom nie, jy is nie daar welkom nie. Die Here sê, not anymore, you are now my children. En hy het hierdie 740 kinders laat afklim, en snaaks genoeg, daar het niks met hom gebeur agterna nie. Hy het 'n waarskuwing gekry by die Britse owerhede, en hy het 'n skool gebou vir hierdie kinders, vir hierdie Poolse kinders, en hy het hulle groot gemaak, en hy het gesorg vir hulle tot en met die dag van sy dood. Vandag nog in Poland is daar 'n statue vir hierdie Maharaja. Nou, as ek en jy hierdie Maharaja nou op die straat kry, sal ons sê, is nie van ons godsdienst nie. Is nie. Wat sê die Bybel? As jy nie liefde het nie, het jy God nooit geken nie. As jy liefde het, dan ken jy God. Okay. So sy godsdienst is dalk 'n bietjie, maar sy hart was reg. En so het daar in 1942, net 'n jaar daarna, het daar nog 'n skip gekom, en hierdie skip het in Suid-Afrika geland, in Kaapstad, en die Rooms-Katolieke Kerk, sê van hulle net wat jy wil, Rooms-Katolieke Kerk het hierdie 500 Poolse kinders gevat, en hulle groot gemaak. Vandag nog, as jy teruggaan op hulle voorkoms, en waar hulle vandaan kom, ancestry, dan sien jy, van die Poolse mense wat vandag in Suid-Afrika is van daardie oorspronklike 500 Poolse kinders. So, ek wil jy moet onthou, God is liefde. 1 Johannes 3 vers 17 sê, hy sê, wie die goed van die wêreld het en sy broer sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God dan in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Amen. Ja, weet jy, as ons verjaardag kry, is sulke mooi boodskappe, nee. Oh, we love you so much. En dan maandag is jy weer die kat se snor, nie die kat se snor nie, jy sommer die kat se stert, nee, as jy weer niks werd nie. Amen. So, die Bybel sê, dat ons mekaar nie lief hê net met woorde en met die tong nie, maar met dade. Amen. Halleluja. In 1 Johannes 3 vers 16 kry ons die, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Die Vader het nie een van sy baie seuns gegee nie. Hy het sy enigste seun gegee vir jou en vir my, sodat ons kan lewe en ons nie tot nie kan gaan nie. Jesus Christus was nie 'n nobody nie. Hy was die seun van God. Jy kan maar sê, hy was God self. Maar God stuur hom na 'n afvallige wêreld waar niemand hom sou ken en waardeer nie. Onthou, hy was die kind van 'n vrou wat swanger geword het voordat sy getroud was.
En hy bly in 'n klein plekkie in Nazareth. Nazareth is so 'n klein plekkie, weet jy, is kleiner as Ellenridge. So 'n klein plekkie. Daar het Jesus groot geword. In die gesin waar hy groot geword het, was daar ander broers. Ja, ons weet van een van daai broers, ek sal nou iets sê oor hom. Vir hulle, die broers en die susters, was hy maar net ou bloed gewees. En hulle het hom gesien, hulle het sy vlees gesien, hulle het nie geweet, wat is in sy gees nie. Die Bybel sê, nou ken ons niemand meer na die vlees nie. Ons ken jou na die gees. Amen. Halleluja. So, vir hulle was hy vir my net ou bloed, totdat die tyd volbring was, dat hy die prys moes betaal. Ons het baie jare met skape geboer, en as 'n lammetjie aankom, klein, so oulik, alles, dan voer jy hom tot en met 12 maande. As hy 12 maande is hy op prime, dan is dit lamvleis, dierste vleis wat jy kan kry, prime, mooi, dierbaar, fris, sterk, nee. En so het Jesus gegroei, en toe gaan jy, totdat hy 30 jaar oud was, en toe moes daar gewys word wie hy werklik is. En toe is die lam geslag vir my en vir jou. Nou, vir baie mense daai tyd was dit net 'n statistiek. Daar's 3 kruise, 3 mense is gekruisig. Daar's nog mense wat gekruisig is. Daai een is doodgemaak, daai een is doodgemaak. Maar, as 'n paar mense wat 'n inspraak gehad het in hulle gees en geweet het, maar hierdie is nie sommer net 'n gewone persoon nie. Ok, nou gaan ek gou net teruggaan, bietjie historie vir jou gee. Agter in jou Bybel is daar 'n boek wat geskryf is deur Judas. Kort boek. Hy het nie hoofstukke nie, hy het net verse. Daardie boek is geskryf deur Jesus se broer. En Judas, as ek so 'n bietjie geskiedenis kan gee, terwyl Jesus op aarde was, het hy nie geglo dat Jesus Christus die seun van God is nie. Maar toe Jesus sterf aan die kruis, toe het Judas bekeer. En hierdie is nie Judas Iskariot nie, okay, hoor nou mooi. Sien Judas Iskariot nie. Onthou nou, in die Bybelse tyd was baie mense se name was Jesus geweest. Baie mense se name was Maria geweest. Baie mense se name was Petrus. Baie mense se name is, okay, en dit is hoekom hulle gesê het Jesus van Nazareth, sodat mense kon weet, Jesus, en later het hulle gesê, Jesus Christus, ensovoorts. Okay, in 'n woud is daar baie plante. As jy in 'n woud kom, daar's baie plante. Daar's plante wat se wortels jy kan uithaal en eet, nee? As jy honger is, daar's plante wat jy kan die wortels uitgrou en jy kan dit kook amper, pastoor amper soos patat, jy weet, sulke goeders. En daar's plante wat giftig is, wat jy nie aan moet raak nie. Daar's plante, daar's bome, wat as jy hom kap, dan kom daar terpentyn uit. Ja, as bome wat jy kap, en dan kom daar resin uit. So, in 'n woud is daar verskillende plante, verskillende bome. En so in die Himalayas is daar so 'n plant wat genoem word sparkenaard of nardus, is 'n nardusplant. Nou, die plant, nie vreeslike mooi bome nie vreeslike mooi blomme nie, maar as jy sy wortel uitgrou, en die mense het die wortel gaan uitgrou, en dan het hulle daai wortel gevat, en hulle het dit gesqueeze, en gepres, en dan het hulle 'n parfuum gekry. Hierdie parfuum was so fantasties geweest. Dit het geruik soos musk en mos en spices en 'n effense blomgeur ook gehad. Hierdie salf was so duur geweest dat 12 onse. Ons weet julle hoeveel is 12 onse? Annetjie, jy weet, ek en jy wat Justine koop, nee. So baie sien ons hy 30 gram, nee. Nou, hoeveel dink julle is 12 onse?
Piet, hoeveel dink jy is 12 vir ons uit? Soveel? Dis baie min. 12 vir ons, vandag se geld. 16 ons. Vandag se geld, R30.000. 12 vir ons, R30.000 vandag se geld. Ok, kom ons gaan na Johannes 11. En ons sien hier van Lazarus wat gesterf het. En daar kom boodskap by Jesus uit en sê, Lazarus is siek en Jesus vertoef. Jesus is nie angstig nie, want hy werk op die timetable van God. Hy werk nie op die timetable van mense nie, en Jesus vertoef. En so kom ons by Johannes 11:32 en Lazarus is dood. En eventually kom Jesus by Maria en Martha aan en Lazarus is nou dood. En Maria buig voor hom neer en sê, half beskuldigend, dis so 'n bietjie van 'n vijandigheid. Sy sê, Here, as hy hier was, sou hy nie gesterf het nie. Jy weet, so soort van, hoekom was hy nie hier nie? En baie keer, dan dink ons, jy weet, as daai mense net hier was, dan sou dit nie, en dit sou nie, en dat sou nie, en dit sou nie, en dat sou nie. Moenie jou oë op mense sit nie, hou jou oë op Jesus. Jesus stuur hom nie daaraan nie, en hy raak bewoon. En Jesus, vers 35, kortste vers in die Bybel, en Jesus het geween. En Jesus sê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê, kom kyk, vers 39. En Jesus sê, neem die steen weg. En Martha sê, Here, sy dink is 'n goeie idee nie. Sy sê, Here, hy ruik al, want dit is al 4 dae wat hy in die graf is. En die Here, Jesus sê van Martha, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die steen weg en Jesus het sy oë opgeslaan en gebid en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Jesus het nie gebid tot hy opstaan nie. Jesus sê, Vader, ek dank U dat U my klaar verhoor het, maar terwille van die wat hier staan, het hy dit gedoen. Dit staan in Johannes vers 34. Vers 43. Hy roep met 'n groot stem en hy sê, Lazarus, kom uit. Vers 44. En die oorledene het uitgekom, en sy hande en sy voete met grafdoeke gebind, sy gesig toegedraai met doeke. En Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Nou, Maria en Martha. Almal van julle ken die storie van Maria en Martha. Martha was die een wat die kos gemaak het, Maria was die een wat by die voete van Jesus gesit het en altyd geluister het na wat Jesus praat. En ons weet, daar word baie geskinder oor arme Martha. Die ou Marthakie wat altyd in die kombuis is, altyd besig is, ensovoorts. Nou gaan ons terug na Johannes 12, vers 3 toe. En ons lees, 7 dae voor Paasfees was Jesus aanwesig by 'n ete. Nou, hulle het hierdie ete gegee om te vier dat Lazarus nou uit die dode uit opgestaan het. So dit was 'n soort van 'n celebration maaltyd geweest. En Martha en Maria het seker goed gedink om hierdie ete te gee en almal te nooi en te sê, kom eet lekker saam met ons. Ons vier dit, ons broer was dood en nou leef hy. En so dit was 7 dae voor Paasfees. Nou wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Ek het net gesê daar's baie Maria's in die Bybel. Stem julle saam? Ja, so. Daar is 'n ander plek in die Bybel wat hy praat van die vrou wat Jesus gesalf het met olie op sy kop. Okay? En dan sê hulle, die vrou was 'n sondige vrou. Dis 2 verskillende
twee verskillende gevalle, nie dieselfde nie. Okay. En ons lees dat hulle die maaltyd gehou. En Judas Iskariot is aanwesig saam met die ander disippels. En op hierdie geleentheid kom Maria, die suster van Lazarus. Nou, in die eerste plek, vrouens is daai tyd nie toegelaat om saam met die mans te sit nie eers aan die tafel nie. Okay, so Maria het uitgebreek uit hierdie sosiale ding uit. Sy kan nie gesteer daarin, weet? En sy kom, en die ander ding is, jy was nie veronderstel om aan ander mense te vat nie. Nee, dit was 'n soort van taboe, jy vat nie sommer aan ander mense nie. Hier kom Maria, en, nou ek kan nou net vir julle iets sê. Die mense in daai tyd het nie by tafels gesit en eet nie. Weet julle dit? Hulle het nie by tafels gesit en eet nie. Hulle het op die grond gesit en dan het hulle skuins gelê en so met die een hand en dan het hulle so geëet. En Maria het ingekom en sy het by Jesus se voete kom kniel. En ons lees dat sy met haar trane het sy voete gewas. Trane is 1% water en 99% passion, liefde, emosie. En sy het met haar trane sy voete gewas. Hier sit Jesus, en Jesus weet, plus minus 7 of 8 of 9 dae daarna, gaan hy gekruisig word. En hier kom sy by sy voete, en sy was sy voete met haar trane. En hier sit Jesus, die Seun van God. Hy weet, hulle gaan hom kruisig. Hy weet, hulle gaan sy voete deurboor. En sy was sy voete met haar trane. Dis kosbaar. Dis kosbaar. En nadat sy dit gedoen het, vat sy die albasterfles. En die albasterfles was 'n glasfles gewees. Jy kon hom nie toeskroef nie, want dit was 'n parfuum gewees. As jy hom net toegeskroef het, sou die geur ontsnap het. So wat hulle gedoen het, hulle het hom in die glasfles gegooi en dan het hulle weer glas, gesmelte glas, bo-op gegooi, dat hy heeltemal geseël is. So, jy kan nie die potjie oopdraai en van dit uithaal en gebruik en hom weer toedraai nie. As hy gebreek is hy gebreek. Nou, hulle het hierdie parfuum gebruik om mense se lyke te balm. Wat? Balsam, dankie. Ek praat in Engels en Afrikaans deur mekaar. Balm, twee en balm. Okay, en sy vat hierdie albasterfles en sy breek dit. So jy moes dit breek. Jy kon hom nie oopmaak nie. So sy breek daai glas. En as jy die glas gebreek het, is die kits, nou nie alles gebruik, jy moet daai 12 onse moet jy gebruik. En sy smeer sy voete daarmee in. Sy smeer sy voete daarmee in. En die Bybel sê, die hele huis het geruik na hierdie lieflike parfuum, waarmee sy Jesus se voete gebaai het. Sy het basies alles gebruik vir sy voete. Weet jy, as 'n mens diersalf het, nee, of dierkrem het, smeer mense dit nou nie eintlik aan jou voete nie, maar smeer jy dit? Smeer dit eintlik aan jou gesig. So, dit sê vir my iets van Maria. Maria het iets geweet wat ander mense nie geweet het nie. En Maria het iets verstaan wat ander mense nie verstaan het nie. Sy het geweet wie hy is. Sy het geweet, hy is dit werd. Amen, hy is dit werd. En toe sy klaar sy voete ingevryf het daarmee, maak sy haar hare los. En die vrouens van daai tyd het lang hare gehad, en sy maak haar hare los. En sy laat dit val op sy voete.
en sy droog sy voete af met haar hare. 1 Korintiërs 9 sê, 'n vrou se hare is haar kroon en haar bedekking. Sy het haar hare gegee, sy het haar trane gegee, sy het haar alles gegee. En sal jy my nou glo? Iemand staan op, as altyd iemand wat 'n suur, nou ek gaan nie daai woord sê nie, 'n suurknol is. En een van die disippels staan op en sê, wat 'n vermorsing! Hierdie duur parfuum, dit kon verkoop gewees het. Ons kon vir die armes baie lank gesorg het vir dit. Jesus verdedig vir Maria en hy sê, los haar. Los haar. Sy het hierdie bewaar vir my begrafnis. Die armes het julle altyd by julle. Amen. Maar my het julle nie altyd hier nie. So, Jesus sê ook 'n ander ding. Hy sê, los haar, want oral wat hierdie evangelie verkondig word, sal Maria se naam in ere genoem word. Die vrou wat haar alles gegee het, vrou wat haar hare gegee het, wat haar trane gegee het, wat haar duur salf gegee het. Mense, hierdie preek gaan nie oor wat sy geld het vir die Here gee nie. Dis nie waar hierdie preek gaan nie. Hierdie preek gaan oor that you give your best. Is dit nou die nardes? Die nardes salf, spykernaam. Gee jy jou heel beste vir God, selfs al is dit jou laastes wat jy het. Amen. Of sluit jy jou oor toe en jy sê, prys is te groot. Maar besef jy vir wie jy dit gee? As jy besef vir wie jy dit gee, sal jy gee met blydskap in jou hart. Jy sal sê, wow, ek het laat Karen die lied speel, this is my offering, dear Lord. So many people have given more, but all that I can give is what I have and what I am, and I give it freely. Amen. Halleluja. Sy weet wie hy is. Dis so pragtig, Maria weet wie hy is. Weet julle, daar's mense hier onder ons, nee, julle kan in so 'n bietjie rondkyk, en daar's mense wat langs jou sit, nee, wat se waarde baie meer werd is, as wat jy dink hulle is werd. Ja. Hier's engele hier rondom ons, hier's engele tussen ons, waardeer dit, nee, en ons sien, Maria het diep ingekyk, en sy het geweet, dat hierdie is die moeite werd. Baie mense, as iemand doodgaan, dan stuur hulle blomme. O, is 'n mooi blommetjies, mooi versies. Gee dit solank die persoon lewe. Amen. Amen. Het jy 'n mooi woord om te gee? Gee dit vandag. Het jy 'n opbouende woord om te gee vir enige iemand? Gee dit vandag. Moenie eendag as iemand woord sê, dit was daarom so 'n wonderlike mens nie. Gee dit vandag. Het jy 'n wonderlike vrou? Man, het jy 'n wonderlike vrou? Steek gou vir my julle hande op, manne. Ja, as jy 'n wonderlike vrou het, eer en respekteer haar vandag en sê vandag vir haar, my dierbare vrou, ek is so gelukkig om jou te hê in my lewe. Het jy 'n dierbare moeder? Yes, dan sê jy vandag vir haar, moeder, jy is vir my kosbaar. En wat versa, vrouens, het jy 'n goeie man in jou lewe, waardeer hom vandag. Sê vandag, ek waardeer jou. Mense wat nie man of vrou het, of wat nie. Wie van julle het 'n goeie pastoor? Amen. Sê vandag vir daai pastoor, ek waardeer jou. You are precious. Amen. Moenie wag tot die pastoor nie daar is nie, dan wil jy 'n monumentjie gaan oprig. Jy wil 'n ou blommetjie op die graf gaan sit. Nee, doen dit nou. Amen. Doen dit nou. Amen. Yes.
Sy sien profeties en sy weet in haar gees dat dit moet gedoen word en sy word gelei deur die Heilige Gees. Wat 'n verskil sou dit gemaak het as hy nou gewag het nadat Jesus gekruisig is? Kom ons sê Jesus is nou klaar gekruisig. Nou vat sy die salf en sy gaan na die graf toe en sy gooi die dierparfum op sy voete dan uit. Wat is die verskil? Wat is die verskil? Hy het nog geleef, hy kon dit waardeer, hy kon dit sien. Dit het meer beteken vir hom terwyl hy saam met sy disippels was, nee. Ek wil net teruggaan na Judas Iskariot toe. Partykeer wou mense oor geld wat verkeerd gebruik is, en is gewoonlik hulle wat diewe is wat steel. Is te veel geld vir hulle, is te veel geld vir hulle. Gewoonlik hulle wat hebsig het. Amen. Jou kinders van die Here het nooit 'n probleem om te sorg vir die koninkryk van die hemel nie. Nou, haar aksie praat baie harder as haar woorde. Daar staan nêrens in Johannes 12 dat Maria enige iets gesê het nie. Sy het niks gesê nie. Sy het na Jesus se voete toe gekom, sy het gehuil. Sy het niks gesê nie. Partykeer praat ons baie, bla 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 bla, en dan doen ons nie die woorde nie. Nee. Ja, ons doen die woorde, maar ons doen nie die ooreenstemmende werke nie. Maria het niks gepraat nie, maar dit wat sy gedoen het boekdele gespreek van hoe lief sy hom gehad het. Haar aksies praat baie harder as haar woorde. Haar trane was sy voete, dis haar aanbidding aan hom. En sy maak haar hare los en sy droog sy voete af met haar hare. Halleluja. Gooi die hare in die offergawe. Sy gooi haar hare in die offergawe. Sy worry nie. Meeste van ons, as jou hare skoon is, dan wil jy graag jou hare skoon hou. Dan wil jy graag olie en allerlei goed daarop hê. Sy worry nie daaroor. Sy is in die oomblik, Maria is in die oomblik, sy is besig om te aanbid. En daai oomblik is 'n heilige oomblik, want dit is 'n oomblik van aanbidding. Elke keer wat jy die Here aanbid, met jou hele hart en jou hele siel, is daar 'n koneksie tussen die hemel en die aarde. En God se Gees is heilig en dit vloei deur jou. Dis 'n heilige oomblik. Amen. Halleluja, halleluja. Nou, hoekom het sy dit gedoen? Wat was haar motivering? Wou sy shine vang? Nee. Wou sy die mense beïndruk? Nee. Jesus sê in 1 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou hier word nie gepraat van geld nie, dit praat van 'n liefdesdaad. Ons gawe, ons liefdesgawe, vloei uit die gawe wat hy reeds vir ons gegee het. Jesus sê in Handelinge 20 vers 35, dis meer geseënd om te gee as wat dit is om te ontvang. Ja, amen. Baie keer dink ons, ag gee vir my, wat kan jy my gee, wat kan jy my gee, wat kan jy my gee? Be generous, think what you can give. Daar waar jy nou sit, dink wat kan jy meer gee? Nie vir my nie vir die kerk. Wat kan jy meer gee vir die Here, as wat jy nou gee? Amen. Miskien bid jy net 10 minute, miskien kan jy dalk 20 minute bid. Elkeen van julle daar waar julle sit, dink, wat kan jy meer vir die Here gee? Tyd. Spandeer tyd saam met jou Hemelse Vader. Spandeer tyd saam met die Heilige Gees. Amen. Spandeer tyd en lees die woord. Yes. Don't wait. Party mense wag tot hulle laaste asem uitblaas. Dan wil hulle sê, "O Here, wees my genade, help my."
Help my dat ek veilig aan die ander kant van die skytjie op die regte plekkie aankom. Dien die Here terwyl hy naby is. Gee vir hom jou alles, moet niks terughou nie. Amen. Halleluja, gee jou alles. Gooi jou trane in die offergawe mandjie. Gooi jou talente in die offergawe mandjie. Gooi alles wat jy het. Gooi dit in en gee dit vir Jesus Christus. Want jy sal nooit, maar nooit spyt wees nie. Nooit spyt wees nie. Halleluja, halleluja. Sy weet, Maria, hy is die Messias. Sy weet wat hy gaan doen aan die kruis. En sy weet, hier is die persoon wat nie net vir my hier op aarde lief was nie. Hier is die persoon wat my ewige lewe vir my garantie. Halleluja. God is liefde. God hou van 'n blymoedige geur. As jy huil oor dit wat jy vir die Here moet gee, as jy moan oor die bietjie wat jy vir die Here moet doen, as jy moan omdat jy koud kry in die kerk, as jy moan omdat jy moet dit doen of jy moet dat doen of jy moet vir die kerk te doen of dan los dit. Ja. Los dit. Moet dit dan nie doen nie, hou dit. Want dit is vir jou nie voordelig. Maar ek ken ons mense is so. As jy vir hulle so 'n bietjie vra, dan doen hulle soveel wat hulle God in hulle harte. Lukas 6 vers 38. God het 'n blymoedige gewer lief. Dis aanbidding in die hoogste vorm. Gee jou alles. Moenie wag nie. Gee dit sommer vandag. Halleluja, halleluja. Ek wil jy almal moet staan. En ek wil jy ons moet bid. Bid saam met my. Hemelse Vader. Vandag gooi ek alles in. My energie, my talente, alles wat ek is, en alles wat ek het, my stem, my besittings, niks hou ek terug van U nie, want U is die bron van alle lewe, en U is liefde, gepersonifiseerd. Dankie Jesus, vir die prys wat U vir my betaal het. Mag ek nooit dit cheap vat nie. Mag ek altyd onthou dat U die ultimate prys betaal. Vir my, omdat U vir my lief was. Dankie Here, vir die liefde, vir U genade, en vir die vrede. Amen. Halleluja. Ja, die voete is vir my mooi. Jesus was sy disippels se voete. En toe Petrus kom te sê, Here, nooit sal U my voete was nie, want dit was 'n slawewerk. Ja. En Jesus sê vir hom, as ek nie jou voete was nie, het jy niks aan my nie. Hy sê, Here, in daai geval was sommer my hele lyf. En Here sê vir hom, nee, voete is genoeg. Want die voete verteenwoordig jou hele lyf. Al jou senuwees kom by mekaar in jou voete. As jy voete masseer jy byvoorbeeld al die organe in jou liggaam. So, en dan daai skrif was so net, lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Nou, Jesus se voete het oral gegaan om die goeie nuus te verkondig. En toe hulle gevul is met die Heilige Gees, die eerste gelowiges, het hulle voete gedreun, soos hulle gestap het, om die goeie nuus te verkondig. So kom laat ons voete dreun, en die goeie nuus te verkondig. Nie net in woorde nie, maar ook in dade.
In Jesus naam. Hallo. Amen. Ek wil gou net iets byvoeg wat ek vergeet het om te sê. Ja. Toe sy voete gewas het, dink julle daar was nie lappe in daai huis nie. Natuurlik was daar lappe. Daar was handdoeke, daar was allerlei lappe gewees in daai huis. Sy het gekies om Die kroon van haar die kroon te vat hare te gee. en Ja. en sy voete daarmee Af te droog. af te droog. Daar was lappe. Ja. Amen. En pastoor Jan, nou eintlik bring dit by 'n volgende preek en jy het nou Ja. gesê hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Almal van ons is geroep vir voltydse bediening. Almal van ons is Ja. geroep om hierdie liefde van Christus uit te dra na hulle wat daar buitekant is. Amen. 'n boom word geken in sy vrugte. Amen. En omdat Christus nou in ons lewe is, die lewensboom, Amen. die boom van die lewe in ons, wat vrugte, Galasiërs 5:22, is vrugte, is liefde, en liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. En dis waar jy voete gaan. En jy dra dit uit. Want jy's daai boom, Amen. jy's geroep vir voltydse bediening. Amen. Al sê niemand ooit vir jou dankie vir dit wat jy doen vir die Here. Al kyk mense jou skeef aan en al sê niemand ooit vir jou, "Haai, dit was nou oulik of Ja. dit was mooi nie." Hou jy aan om dit te doen. Jy doen dit nie vir mense Doen nie. dit vir Jesus. Doen dit vir Jesus. Wanneer ons vir mense iets goed doen, weet jy doen dit vir Jesus. Amen. Daar's 'n gelykenis wat Jesus vertel het. Dat as julle die geringste van die goedheid doen, doen julle dit aan my. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord.